Julle, vandag het ons die ongelooflike voorreg om steeds in Viljoenskroon te kuier. En hier kuier ons by die ongelooflike Oeverval Stereo. Nou julle, hierdie radiostasie dien die gemeenskap al vir dekades. En ons gesels vandag met Ignas. Ignas, baie welkom hierso by In en Om Platteland, bietjie aan die ander kant van die mikrofoon en die skerm. Dit is so groot voorreg om jou by ons te hê. Ek volg jou al vir jare en dit wat Oeverval doen is wonderlik, maar dit wat jy na die tafel toe gebring het is vir my bewonderingswaardig, want jy hou net aan en aan. Ek meen enige iemand wat deur COVID kon kom en die organisasie staan nog, behoort eintlik 'n medalje te kry. So eerstens wil ek vir jou sê welkom en baie dankie. Dankie vir julle. Dankie vir die mooi woorde, die groot woorde. Dit is lekker om hier te wees. Dit is vir ons 'n voorreg dat ouens soos julle self nie die plattelandse dorpies vergeet nie en die kleiner gemeenskappe. So, ja, COVID, ons kan daaroor gesels, maar dankie dat julle hier is. Dankie dat ek die voorreg het om met jou te gesels vandag en jou sprankelende opgewondenheid wat so in die platteland aangesteek het oor die tyd wat jy in jou span hier was. Om bietjie weer daarby te put en ons put by mekaar. So welkom by ons en dankie dat ek welkom by julle kan wees. Dit is net 'n plesier en 'n voorreg. Ignas, maar jy was nie net altyd Ignas van Oeverval Stereo nie. Wie is Ignas? Man, ja, ek weet nie hoe pas mense julle leeftyd in 'n paar minute in, dis net nie moontlik nie. I've walked the walk, all walks of life. Ek ken die goed en die sleg van die lewe. Ek was dekselstout geweest, ek wou nie leer nie, ek wou nie skool gaan nie. Nie noodwendig omdat 'n ou stout wou wees nie. Ek dink kunste het in my are gevloei, maar nou waar begin jy? My ouers het niemand gehad in die familie wat hulle kon vra, wat gaan aan met hierdie ouetjie? Hoekom wil hy nie 2 + 2 nie? Ek wou graag eerder gaan skep het. Ek wou verhoog toe gaan en hulle het nie aldag verstaan nie. So ek het nie vreeslik baie om te vertel nie. Ek het net 'n normale kinderlewe gehad, Klerksdorp se stof van my skoene afgestof en met die Here se groot genade beland waar ek is en die ander kant van die kuns beleef en selfs 'n bietjie die voorreg gehad om op my beskeie manier daarvan deel te wees. Ja, en beskeie is verseker 'n woord wat ek nogals aan jou sal toeskryf, want jy is baie beskeie en nederig en in die agtergrond, terwyl jy die lig so skyn op ander mense. Dis iets om werklik op trots te wees. En jy het al skouers geskeer met groot mense in die vermaaklikheidsbedryf. Man, ja, weet jy, 'n ou kom nie, ek weet nie hoe om te beskryf nie, dit is nie vir 'n ou iets wat uitstaan nie, dit bly 'n voorreg, maar op die einde van die dag, ja, daar was oomblikke gewees, wat ek nooit sal vergeet nie, wat ek ook nie sien kom het nie vir 'n ouetjie van Klerksdorp in Noordwes, was BZN, ek was die ambassadeur gewees vir hulle heel laaste optrede. Ek weet nie of die ouens sal besef en weet nie, maar hulle laaste optrede ooit as BZN, band sonder naam, was in Suid-Afrika, die heel laaste show. En ek was ook MC gewees vir daai 2 groot vertonings. Ek dink as hy op die verhoog staan, 8000 mense in die arena en jy kondig BZN aan, dan as jy net so klein. Ja. En jy besef hoe groot is God se genade en sy liefde vir jou. Ja. Is dit nie eintlik waar ons elke dag eintlik moet staan om so klein te wees nie, nê? Klein, maar nie in 'n neerhalende wyse nie, net om te besef, jy weet, ons is almal net skakels in hierdie lewe. Ignas, maar jy was ook vereer onlangs met 'n lekker toekenning. Wat se toekenning was dit? Glo dit of nie, ergens op die skerm die aand tydens die geleentheid vir lewenslange bydrae het onder aangestaan en ek het so half probeer terugkyk en gedink, lyk ek so oud, is ek so oud, kan dit waar wees? Ek het vir 23 jaar in die kunste, in die bedryf, het hulle my voor dankie gesê by Afri die toekennings, maar ek kan dit nie net vir myself neem nie. As dit nie was vir die radio en vir Oeverval Stereo en die bedryf nie, sou ek nooit so 'n toekenning ontvang het nie. So dit was 'n groot voorreg gewees. Ek het die toekenning in ontvangs geneem vir mense wat bitter hard werk. Baie lang ure vir bitter min erkenning, maar ook vir bitter min geld, want gemeenskapssektor is nou maar 'n passie, dis die liefde van die saak. As die ouens en ek myself dalk betaal word vir wat ons doen,
was ons dalk almal skatryk geweest, maar in die gemeenskapssektor werk dit nie so nie. So daardie toekenning het ek in ontvangs geneem namens elke gemeenskapstasie in Suid-Afrika, nie net namens Oeverval of myself nie. Sjoe, dit is eintlik bewonderingswaardig, Ignas. Maar dit is nie die enigste, jy het nou daai toekenning, sê jy nou namens almal ontvang, maar Oeverval het al in eie reg ook toekennings ontvang. Watse toekennings lê op julle kerfstok? Jong, ek dink wat altyd sal uitstaan is die huisgenoot tempo toekennings om en by 2014 daar rond. Ek was projekbestuurder vir dit gewees en Oeverval stereo stof toe nou uit as die gunsteling gemeenskapstasie wat Afrikaanse musiek speel. Ons het gestaan teen stasies soos Jacaranda, RSG, OFM en Oeverval het stemproses deurgegaan en ons het toe daardie toekenning gewen en ek het die wonderlike voorreg gehad, ek was toe op daai stadium self net 'n junior gewees by die radio, maar ek het die wonderlike voorreg gehad om dit in ontvangs te gaan neem tydens hierdie prestige geleentheid. En ek het daar ook gesê, ek neem dit namens elke stasie, gemeenskapstasie. En ek het daai aand tydens die geleentheid gesê, ons moet nie gemeenskapssektor miskyk nie. En ek sê dit vandag nog steeds, 'n ou hoef nie net in kommersieel vas te kyk om te dink dat die kleiner stasies en die kleiner gemeenskappe nie ook 'n reuse verskil maak nie. So ja, die huisgenoot tempo toekenning sal ons altyd onthou, enigste stasie wat dit ooit gedoen het. Daarna het die kategorie weggeval, glo dit of nie. En dan Liberty Radio toekennings het ons ook gewen. Dit was ook 'n groot voorreg en dan was daar goed soos die Sakekamer aanwysing van die jaar waar Oeverval stereo uitgestaan het as besigheid van die jaar. So daar was 'n hele paar groot goed gewees wat ons kant toe gekom het. Klop platteland en gemeenskap dit is iets wat bruis in jou are en klop in jou hart. Hoekom? Ek weet nie. Ek weet nie. Mense vra vir my vandag nog as ons verwys na platteland. En hierdie is die platteland, hierdie is plaas. En ek kom maar nou van Klerksdorp af, soos wat jy sal weet. Ek kan dit nie vir jou beskryf nie. Ek wil elke dag trek. Ek wil elke dag net terug gaan Klerksdorp toe, maar ek kom ook nie so ver nie en ek kan as ek wil seker maar ek dink dit is daai you belong. Jy ergens het jy jou regmatige deel, dink ek, in 'n gemeenskap. En glo my, ons gemeenskap het ook sy uitdagings. Dit is maar so, maar platteland is gasvry. Jy gaan skuldig voel as jy nie waai as iemand verbykom nie. Jy gaan skuldig voel as daar nood is en jy's nie betrokke nie. En ek dink dit is wat dit so anders maak. En dit is wat maak dat die platteland aanhou. Dis daar samehorigheid, nê, en eintlik Ubuntu as jy wil, nê. Dan wonder ek ek het net nou gesit en dink toe julle die ouderdom van die stasie eintlik verklap dat radio speel 'n groot rol in gemeenskap en nasionaal en internasionaal, maar julle was op hierdie kerngedeelte vir kunstenaars. Dis nou voor Facebook en Instagram dat elke kunstenaar wou eintlik graag op 'n radiostasie wees. Jy weet, dis waar mense jou gehoor het, dis waar hulle jou nuwe liedjies gehoor het en die CD's destyds, of eers die tapes en toe die CD's gaan koop het. Hoe voel julle oor die industrie wat verander het en watter rol speel radiostasies dan nou nog steeds vir kunstenaars? Jy praat waar en jy praat raak. Jare terug was daar iets soos Decibel gewees. So Decibel was die enigste ouens wat vir jou 'n radio onderhoud kon gereël het daai jare. Dis nog voor gemeenskapstasies. Na Decibel, die vinylplate het gekom en toe sit die tapes en toe het CD's gekom en nou is ons by digitaal. Ouens het honderde kilometers gery om met jou luisteraar te kom gesels. Vandag werk dit anders. Ons bel, ons praat, ons bel sommer op WhatsApp. Ons het nie eers meer landlyne nodig nie. So die hele bedryf verander stelselmatig. Vir my voel dit skielik oornag, al is dit 21 jaar, want ek het ook hier kom sit toe ons nog CD's gebruik. Die ouens bring nie meer volle albums uit nie. Mense begin wonder, so nou en dan dit gebeur. Wat is die toekoms? Waartoe mik ons? Wat gaan gebeur? Maar ek dink daar gaan altyd plek wees vir radio, maar 'n ou moet
begin aanpas. En ek en jy het van die lig af net lekker daaroor gesels. Ja. So ons begin ook kyk na radio met prentjies, soos ons Facebook bladsy byvoorbeeld. En daai platform van julle doen ongelooflik goed. Ek staan altyd verstom as ek bietjie gaan kyk en analiseer vir myself, vir kliënte, wat gaan aan op sosiale media blaaie. En dan weer eens kom hierdie stasie vanuit Viljoenskroon, 'n gemeenskapsradio met 'n gemeenskapsvolgelingskap op Facebook, en dan is dit allermins. Dit is mense reg oor die land, dis expats in ander plekke van die wêreld wat na julle skrywes en radio met prentjies kyk, en daarvoor wil ek julle commend, want ek dink julle was 'n voorloper gewees om die tegnologie te gebruik en om vir jou jonger luisteraars en kykers ook in te trek, want hulle sal nie noodwendig almal het nou die apps op hulle fone en druk die kabel in en luister musiek, nie soos wat ons dalk in ons motors radio luister nie. En daarso het julle ook ingetrek. So ons is kinderlik opgewonde om te sien met watse innovasie kom julle, want julle prikkel amper al die sintuie, want as julle in die stofstrate staan en is nou amper weer Nampo en ek is seker julle gaan dit uitsaai, dan voel 'n mens of jy daar is. Ignas, dis ongelooflik. Kan jy vir ons dalk net sê hoe wat kan ons in die toekoms verwag van julle stasie? Wel, as ons praat nou van die Facebook hier en die nuusblad, weet jy, ja, soms weet 'n ou werk elke dag hiermee, daagliks. Ek dink nie 'n ou bly so gefokus soos wat 'n mens moet wees op waarheen is ons op pad en wat se verskil dit maak hier. Baie dankie vir daai groot woorde en die mooi woorde oor dit. Ek dink ons is stelselmatig, ek myself het 'n totale gap jaar gevat van sosiale media af. Ek wou nie daarna by kom nie, ek wou dit nie meer doen nie, ek wou nie sien nie. Ek wou nie hoor nie, ek het net weggebly daarvan af. So wat ook soms nodig is. Ek dink die mense besef altyd is net mense wat daar staan voor 'n kamera, soos jy self sal weet, wat doen wat jy doen en doen jy tog dalk gratis nie. So ons ek is nou stadig maar seker weer besig om terug te gaan sosiale media toe saam met die res van die Oorgeval span. Baie meer weer kamerawerk, besoeke, tonele, nuuswaardighede en ook daai lekker huiskuiers onder die kunstenaars, soos onlangs in Bloemfontein by Henny Smit, toe ons by hom aan huis was, en die Toby Kronees, Lis Meyrings, daai ouens is ons besig om weer op 'n lys te sit. Ons gaan by hulle in hulle tuine kuier met fish and chips. Hoorie, dit is ongelooflik en ek wil graag dankie sê dat julle ons gehuisves het. Ons was bederf met 2 enorme platters en koffie en water en alles is nou werklik plattelandse gasvryheid, maar ek wil ook 'n beroep doen op besigheidseienaars. Hierdie stasies doen soveel vir die gemeenskappe en julle floreer in die gemeenskappe waarin hulle uitsaai of beeldsend. Ondersteun hulle, want sonder besighede kan geen media platform eintlik bestaan nie. So Ignas, ek wil eintlik daarmee afsluit en ek weet julle vra nie en julle bemark nie massief en groot nie, maar dit is nodig om adverteerders te hê. Uit die aard van die saak, ons bly 'n NPO, dis nie winsgewend, ons behoort aan die gemeenskap en baie belangrik is ook natuurlik dat ons is in die gemeenskap vir die gemeenskap. As ons nie in die gemeenskap kan werk nie, wat doen ons hier? So ons wil graag van die geleentheid gebruik maak om vir die ouens daar buite te sê, kontak ons, vertel ons wat in jou streek aangaan. Daar waar jy werk, waar jy 'n verskil maak, ons wil graag daarvan weet en ons wil daaroor uitsaai, maar as jy wil adverteer, kan jy ons ook kontak by ons kantoor. Sien julle, is baie meer beskeie. Ek pak die bil by die horings en sê, kom ouens, ons kan nie sonder finansies bestaan nie, en dan kom hy en hy trek weer die gemeenskapselement in, en ek dink dis hoekom die wêreld so wonderlike plek is. Ons bestaan uit verskillende mense met uiteenlopende persoonlikhede, en vandag was dit my voorreg om te kuier met Ignas in hulle ateljee in Viljoenskroon by Oorgeval Stereo.